Goeiemôre. Jy luister na die 51ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is oomblikke. In ons reise om die son verloop tyd konstant. Elke sekonde is soos 'n vorige een en so sal ook die volgende sekonde wees. Dit verander nie in duur of waarde nie. So is dit met die minute, ure, dae, maande en jare van ons lewens. En tog, as jy op jou lewenspad terugkyk, is ons belewenis daarvan nie konstant nie. Op 'n manier bondel ons sommige van daardie sekondes, minute en ure saam as 'n geheel en ons onthou dit as oomblikke van ons lewens. Dink terug. Jou eerste fiets, jou eerste skooldag, jou laaste skooldag, verjaarsdag, daardie eerste ontmoeting, jou troudag, jou eerste werk, jou eerste salaris, die geboorte van 'n kind, 'n diep geestelike belewenis, 'n heilige oomblik wat jou lewe verander het. Verlies, ja, ook trauma. Te midde van die konstante van tyd, is ons belewenis daarvan gevul met oneindige variasie. Vir ons is tyd nie altyd dieselfde nie. Alle oomblikke het nie dieselfde betekenis nie. Daar is definierende oomblikke in ons lewens, sleuteloomblikke, uitstaan oomblikke. Dit mag so vinnig soos 'n sekonde wees, maar dit kan ook langer duur. Nou wil ek oudergewoonte van jou vra om deel te neem aan hierdie oggendoordenking. Neem tyd uit jou dag, en as jy dit nou kan doen, soveel te beter, en begin daardie oomblikke van jou lewe neerskryf. Gaan terug in tyd, so ver as wat jy kan onthou, en begin hulle neerskryf. Watter sleuteloomblikke was daar? Watter uitstaan oomblikke kan jy onthou? Watter definierende oomblikke is daar in jou reise om die son? Terwyl ek gisteraand oor hierdie tema nadink, staan ek by die ketel en ek maak koffie. En om een of ander onverklaarbare rede kom oom Tuis in my gedagtes op. Aangename herinnerings spoel my geheue binne. Ons het op die plaas gebly, maar ons het huisvriende gehad op die dorp. En hoewel ons hulle gereeld gesien het, was oom Tuis die tannie se pa. Ek het oom Tuis waarskynlik maar 4 keer, 3 keer, 4 keer in my lewe gesien. En tog onthou ek as seentjie daardie ontmoetings met oom Tuis tot vandag toe nog. Hy het 'n grys baard gehad en brille, met vriendelike oë en 'n glimlag anders as andersin. Hy was nie 'n baie groot oom nie. En tog staan hy groter uit as reuse wat ek langs die pad ontmoet het. As oom Tuis jou gegroet het, het sy stem jou ingenooi in oomblikke waar dit gevoel het of alle ander dinge hul belang verloor. Net hoe hy gevra het hoe dit met jou gaan, waarmee jy besig is, wat vir jou belangrik is, en dis meer. Hy het jou laat voel of jy die intrinsieke waarde moet hê, soos die van konings of prinse. As ek reg onthou, was oom Tuis 'n sielkundige. Ek onthou hoe ek gedink het, sy pasiënte het waarde vir hulle geld gekry, deur sommer net vir 'n 3/4 uur in sy geselskap te kon sit. Daar was sang in sy stem. Hy het 'n positiewe energie of krag uitgestraal, wat my tot vandag toe bybly. In die groter raamwerk van my lewe was daardie ontmoetings met hom Tuis dalk terloopse oomblikke. En tog was dit definierend, in die sin dat dit my onwetend daar gevorm het. Iets in my siel aangeroer het, wat ek ook wou hê, moes deel wees van my menswees. Watter definierende oomblikke kan jy onthou? Skryf dit neer, een vir een. Neem jou tyd. Indien jy kan, deel dit met iemand en gesels daaroor. Wat van daardie oomblikke staan vir jou uit? Wat was die impak daarvan op jou lewe? Is die impak daarvan op jou lewe?
Skryf so veel as moontlik van hulle neer, of hulle vreugde bring of hartseer. Indien dit moontlik is, wil ek vra dat ons vir die volgende paar oggende eers op die oomblikke sal fokus wat jy positief onthou, wat gelukkige herinneringe bring. Ons sal later terugkom na die hartseer of traumatiese oomblikke. Wat kom jy agter van die oomblikke van jou lewe? Het hulle maar net gebeur van self? Was dit vanweë geluk? Noodlot? Bad luck? Ingryping deur 'n hoër hand? Beplan? 'n geskenk? Terloops? Bestem? Is dit moontlik om definierende oomblikke te skep of ruimtes te skep waarin dit kan gebeur? En wat maak dat definierende oomblikke so definierend is? Wat is die kenmerke of karaktereienskappe van definierende oomblikke? Ons gaan vir die volgende paar oggende oor al hierdie dinge praat. Eindig vanmôre hierdie oordeenking deur in jou stilte tyd vir een definierende oomblik in jou lewe dankie te sê, wat jou tot vandag toe bybly. As dit rondom 'n persoon gaan, sê dankie vir daardie persoon. Dit mag lank terug gebeur het, of sommer net gister. Hoe dit ook al sê, sluit vanoggend se oordeenking af deur daarvoor dankie te sê. Kom ons bid nou saam. Hemelvader, aan die begin van 'n nuwe kwartaal bid ons dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee, dat ons die sekondes en die minute van ons ure met wysheid sal spandeer. Dankie Here vir die herinneringe wat ons het, deur ons lewe heen wat ons gedefinieer het, wat ons vanoggend in herinnering roep en ons onwetend daar gevorm het. Help ons in hierdie oordeenkingsreeks om verder diep te delf en daardie definierende oomblikke van gister op te roep, sodat ons die toekoms sal ingaan en besef dat U ons vorm deur sulke oomblikke. Ons bid vir mekaar in hierdie oggend, dat U by ons sal wees, waar ons ook al is vanmôre op ons lewenspad. Ons bid dat U elkeen sal help wat deur moeilike tye gaan, sal ophelp wat geval het en sal versorg wat seer het. Here, ons dankie vir die vreugdes in ons lewe, vir kos en klere, vir 'n nuwe dag, 'n nuwe week en al die seëninge uit U hand uit. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ek sluit af met 'n aanhaling van C.J. Langenhoven. Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak: die liefde wat ek gegee het en die liefde wat ek gekry het. Liefde en 'n mooi dag vir elkeen.